Goeiemôre, dis lekker om saam met julle te kan wees. Ons begin vandag. Ons is laasweek, ons het die laaste maand spandeer op missions en oor nasies en vir nasies gebid. En ons is laasweek almal saam gewees. Hoe lekker was dit? Wie was laasweek by die stadswye diens? Dis lekker om julle daar te kon sien en saam te kan wees. En iemand het vir my gesê, "Sjoe, dis lekker om partykeer net so almal saam te kom, maar is ook lekker hier." Ek verkies hier. So dis lekker om hier te kan wees vanoggend en om saam te kan wees vanoggend. Maar dit was ook lekker geweest om laasweek al ons stadswye kerke saam te kan hê daar in die Elaris Park gemeente. En so ons gaan oor die volgende maand gaan ons preek oor vredemakers. Ons gaan 'n bietjie kyk na verhoudings en praat oor vredemakers, nie vredebewaarders nie. Nee, ag asseblief tog hou net die vrede nie, maar vredemakers. Want vredemakers is proaktief, dis nie reaksionêr nie, dis proaktief, jy dink vorentoe. Dis iets wat jy doen, dis nie iets waar jy gaan sit en hoop dit gebeur nie. Dis vredemakers. En ek's baie opgewonde oor hierdie reeks en ek vertrou dat God jou en my gaan gebruik. Nou, hopelik nou van vandag af, maar ook in die feestyd wat opkom. In verhoudings wat jy glad nie by wil wees in Desember nie. Ja, ek hoor hom, jy hoor. Jy sien nie uit na daai verhouding nie. Jy sien nie uit om daai persoon te sien nie. Jy sien nie uit om saam met daai mense te wees nie, maar jy weet jy moet. En so ek vertrou dat die Here diep verhoudingsherstel gaan kom bring en dat die Here by jou en my gaan begin. En so hierdie reeks nooi ons om anders op te tree. Dit gaan van die goed gaan nie vir jou lekker wees om te hoor nie. Dit gaan vir jou moeilik wees om dit te hoor. Want jy gaan moet kyk na jouself en in jou eie hart en in jou eie gedagtes en in jou eie mens wees en moontlik moet verander en ons hou nie daarvan om te verander nie, né? Nie om argumente te wen of probleme te vermy nie, maar om God te eer in die manier hoe ons konflik hanteer. En so ons gaan praat oor die volgende 4 weke, vandag praat ons oor om God te eer. Ons gaan praat oor om onsself te kan ondersoek, om eers te kyk na die balk in ons eie oog. Ons gaan kyk na hoe om in sagmoedigheid te herstel. En ons gaan ook praat oor hoe om ware versoening na te jaag oor die volgende 4 weke. En so ware vrede beteken nie om vrede te bewaar nie, maar dit beteken om vrede te maak. En dis belangrik, want Matteus 5 vers 9 sê, geseënd is die vredebewaarders. Nee, Wynand, dit sê, geseënd is die vredemakers. Nee, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En so julle is welkom om vanoggend julle Bybels oop te maak saam met my. Ons gaan lees, ons skrifgedeelte vandag is Genesis 13. En ons gaan kyk na hierdie storie in Genesis 13. Wat gebeur het nadat God hierdie wonderlike gebod of verbond met Abraham gesluit het en vir hom gesê het, ek gaan jou seën deur al die nasies. Ek gaan jou maak so baie dat hulle nie getel kan word nie, soos die stof van die aarde. En hy sê, ek gaan hierdie land vir jou gee. En dit is hoekom hy word genoem die vader van die nasies, want God het dit aan hom beloof. Die verbond lê by Abraham. En nadat al hierdie gebeur het, sien ons hierdie oomblik, hierdie storie in Genesis 13. En ons tel hom op en ons lees van vers 1 af en dit sê, Abraham het toe met sy vrou al hulle besittings en Lot Egipte verlaat en noordwaarts na die Negev getrek. Abraham was baie ryk aan lewende hawe, silwer en goud. Hulle het van plek tot plek deur die Negev getrek, op pad na Bethel toe, na die plek tussen Bethel en Ai, waar hy voorheen kamp opgeslaan het. Dis die plek waar Abraham destyds die altaar gebou het. Hier het hy weer die Here aanbid. Vers 5. Lot, wat saam met Abraham was, het ook baie kleinvee, grootvee en tente besit. Maar Abraham en Lot
kon nie meer by mekaar woon nie, want die weiveld was te klein vir hulle groot troppe vee. Hulle kon dus nie meer saam boer nie. En boonop het die Kanaaniete en die Ferisiete ook destyds nog in die land gewoon. En toe ontstaan daar, luister mooi, 'n rusie tussen Abraham en Lot se veewagters. Abraham het die saak met Lot bespreek. Die saak met Lot bespreek. Hierdie getwis tussen ons veewagters moet einde kry. Ander vertaling sê hierdie twis tussen my en jou, tussen ons veewagters moet einde kry, het hy gesê. Ons is tog naby familie. Ons is familie, sê hy vir hom. Kies jy enige deel van die land, dan gaan ons uitmekaar. As jy ander kant toe wil gaan, sal ek hier bly. En as jy verkies om hier te bly, sal ek iewers anders heen trek. Lot het rondgekyk na die vrugbare vlaktes van die Jordaanvallei in die rigting van die Soar. Die hele gebied was waterryk soos die tuin van die Here of die vrugbare Egipte. Dit was nog voor die Here Sodom en Gomorra vernietig het. Toe kies Lot die Jordaanvallei en trek ooswaarts. En so is die twee mans van mekaar weg. Kom ons spring na vers 14 toe. Nadat Lot vertrek het, sê die Here vir Abraham: kyk 'n bietjie rond, in alle rigtings. So ver as wat jy kan sien, die hele land wat jy sien, gaan ek vir jou en jou nageslag gee as permanente eiendom gee. Ek gaan vir jou soveel afstammelinge gee, dat hulle net soos die stof van die aarde nie getel kan word nie. Kom, trek nou kruis en dwars deur die land, want ek gee dit vir jou. En daarna het Abraham sy kamp verskuif na die groot bome van Mamre, naby Hebron, en daar het hy 'n altaar vir die Here gebou. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die woord. Dankie Here dat hierdie woord steeds Here vandag, dat dit op ons Here van toepassing is. Dat ons hierdie woord kan lees Here en kan leer. Dat ons hierdie storie kan luister en sien wat Abraham gedoen het, Vader, en ek vra dat elke element van hierdie storie ons vandag sal kom, ek wil sê convict, Here, sodat ons anderster kan optree wanneer ons met sulke situasies gekonfronteer word. Mag jy deur die Gees nou in elkeen van ons praat en werk in ons harte, in Jesus naam. Amen. Nou die titel van die boodskap wat ek vandag met julle wil deel, en die eerste preek in hierdie reeks, is ons praat van om God te eer te midde van verhoudingsspanning. Eer God te midde van verhoudingsspanning, want baie van ons het te doen met verhoudings. Almal van ons het te doen met verhoudings. Nie baie van ons nie, almal van ons. En as jy nie 'n verhouding het nie, dan is jy dalk op 'n eiland. Maar jy's hier, jy is nie op 'n eiland nie, so jy het 10-1 verhoudings. En soms is daar konflik, en soms is daar spanning, en wanneer jy kyk na feestydde, na vakansietye, dan word ons soms gekonfronteer met verhoudings wat ons deur die jaar kan vermy. En so die begin van hierdie reeks praat van, kan ons 'n manier vind om God te eer te midde van verhoudingsspannings en konflikte. So 'n jaar terug omtrent, is daar familie van ons wat na my en Michelle toe kom. Eintlik het hulle nie na ons toe gekom nie. Hulle het ons gekonfronteer op pad uit. Na braai, na kuier. Die aand is verby. Die kuier is verby, ons is op pad, hulle is op pad huis toe. En ons 'n familiekonfrontasie, omdat Sammy nie die vrou groet nie. En basies waar dit op neerkom is, hy het nie respek vir groot mense nie. Hoekom is daar nie konsekwente omdat hy nie groet nie? Hoekom kry hy nie pak nie? Hoekom gee hy hom nie pak nie? En sy vrou is hartseer en seer gemaak en offended deur 'n 3-jarige kind wat haar nie groet nie.
En in daai oomblik word ons gekonfronteer met iets in ons ouerskap. Iemand dit al beleef? Enigiemand? Weet julle waarvan ek praat? Hy slaan so 'n bietjie 'n nerve, nee. Hy maak seer. En sjoe, dit het ons so omkant gevang het, ek nie in daai oomblik geweet het hoe om te reageer nie. Ek het nie geweet wat om te doen nie, want hierdie kind is 3 jaar oud. En ons leer hom nog. Bo op dit, het hy 'n kondisie, hy dra 'n draggie. Hy kan nie praat nie. En vriende, hierdie is familie. Hulle is supposed om te weet. Hulle is supposed om my back te hê. En hulle konfronteer my in die mees sensitiefste plek waar ons as mens gekonfronteer kan word. Ek's kwaad. Ek's lelik. Ek tree lelik op. Ek val aan en ek sê lelike goed. Jy het nie eens kinders nie, man. Wat weet jy? Weet jy waarvan ek praat? Dis moeilik. Ons almal word gekonfronteer. Ek vertel vir jou die storie en ons gaan 10 teen 1 die ding moet uitsny. Ek vertel vir jou die storie want konflik is onvermydelik. Want ons is mense en ons maak foute. En dis onder alle mense, dis nie net sekere mense nie. Dis nie net omdat ons Christene is nou, is daar nie konflik nie. Nee, onder alle mense. Families, skoonfamilies, vriendskappe, werksplekke, kerke, spanning kan vinnig ons vrede en eenheid steel, is ek reg? En is moeilik. Konflik is moeilik. Wie love it? Is daar enigiemand wat konflik love it, hè? Ja, Joseph, love it. En so toe Abraham en Lot se herders begin stry het. En die stry gaan tussen Lot en Abraham. Wil ek amper sê dit was 'n onbekende situasie vir Abraham wat hy nou in die gesig moet staar. Beperkte hulpbronne, groot rykdomme, right? En toenemende spanning. En hierdie spanning bou en hy bou en hy bou. En in plaas daarvan om met trots en selfbeskerming te reageer, kies Abraham om nederig te bly en hy eer God, vriende. Ons gaan nou sien hoe hy anderster kon gereageer het. So die eerste ding, ek wil 'n paar dinge wil ek graag uit hierdie skrif uitlig, sodat wanneer ons gekonfronteer word met konflik en met verhoudings waar daar spanning is, dat ons kan weet dat daar is 'n manier hoe jy kan ek net God eers eer, voordat ek net uit my eie uit besluit en ek doen dom goed, en sê dom goed, wat dalk net kon bly, en ek kan beter optree. Maak dit sin? En so die eerste ding wat ons merk met Abraham, van Abraham wat hy gedoen het in hierdie gedeelte is, dit sê in vers 3 en 4, hy het gegaan na die plek waar hy voorheen gekamp het en kamp opgeslaan het. Dis die plek waar Abraham destyds die altaar gebou het en hier het hy weer die Here aanbid. Nou, as jy een hoofstuk teruggaan, in hoofstuk 12, kry hy die verbond met God. God sê vir hom, hy trek na hierdie plek toe, hy bou daar 'n altaar, God sê vir hom, ek gaan vir die land gee, dit raak toe droog, en hy trek toe Egipte toe, en hy is toe in Egipte vir 'n lang tyd, hy doen toe daar 'n paar dom goedjies wat hy nie moes gedoen het nie, en hulle skop hom toe uit die land uit, en hier kom hy terug, presies op dieselfde plek, en hy aanbid God weer. Nie weer nie, maar nog steeds. En so die eerste ding wat ek wil graag hê, ons moet vat en merk dat wanneer ons God eer in verhoudingsspanning is dat kan jy sien, hy teruggekeer na aanbidding. Hy het nie net teruggekeer nie, hy het aanbid.
Ek dink dit is soveel makliker om konflik te hanteer as ons dit doen vanuit aanbidding. Voordat Abraham die konflik hanteer het, en ek kan jou beloof, die konflik was al aan die gang gewees. Want die land het nie net in 'n oomblik minder geword nie. En die diere het nie net in 'n oomblik meer geword nie. Daai tension was al daar vir 'n rukkie gewees. En so Abraham het uit aanbidding het hy hierdie ding gehanteer. Hy was terug by die altaar gewees. Hy was in God se teenwoordigheid gewees. Hy was by God se voete gewees. Die plek van aanbidding. Sodat hy kan onthou wat God gesê het en wat God gedoen het, sodat hy kan weet wat hy moet doen in alle sekuriteit. God het klaar vir hom gesê, ek gee vir jou die land, Abraham. Hy het dit klaar gesê in hoofstuk 12 vers 7. En hy is in daai oomblik is hy geherinner dat ek kan staan op hierdie belofte wat God vir my gegee het. Hoekom moet ek nou veg vir dit? God het klaar beloof. En wanneer ons naby aan God kom, hoor gou wat gebeur. Wanneer ek en jy naby aan God kom, dan verander ons houding. Hy bring vrede in ons gees en hy herinner ons aan wie ons is. Hy herinner ons aan wie ons is. Is daai wie jy is? Is dit wie jy wil wees? Kom ek sê jou wie jy is. Jy's 'n erfgenaam. Jy's 'n seun en 'n dogter van die koning van die heelal. Hy herinner jou wie jy is. Hy verander jou houding sodat jy anders kan optree in daai verhouding. Vriende, ons kan nie vrede met ander maak as ons nie vrede met God het nie. As jy nie kan terugkeer na aanbidding toe nie, dan gaan jy moontlik die heeltyd verhoudings opmors. Want jy gaan dit doen uit jou eie uit, en uit jou eie wysheid uit, en uit jou eie kennis uit, en uit jou eie besluitnemings uit. En dalk is jy nog kwaad vir God, en so daarom kan jy nie terugkeer na God nie, want jy is dalk kwaad vir hom ook. En so vredemakers begin altyd by God. Want God is die vredemaker. Hy het gekom om ons te verbind met hom. Wanneer konflik kom, kan ons stop en voordat ons reageer, nie net vinnig praat en verdedig nie, maar kan ons stop. En dit is makliker gesê. Dis makliker gesê, né? Stop, wag. Ek kon myself nie help nie. Jou kind het nie respek nie. Wie dink jy is jy? Jy het nie eens kinders nie. Hoor jy? Dis makliker gesê as gedaan, hè? Dit is makliker gesê, hey, kom ons hou net ons tong, wag net, stop net 'n oomblik. En gaan wag by God en hoor wat hy vir jou sê, hoe jy daai boodskap moet tik. Want dit is maklik om op 'n keyboard te klim en 'n klomp goeders te tik, maar op daai plek, daai boodskap wat jy tik, kan jy beheer. Jy hoef nie dit so te tik nie. Dis nie 'n voice note waar jy sê, "Môre gaan hy in die lig en daar is hy weg." Ag nee. Daar het ek dit nou gesê. Ek het baie van daai goed nie eens bedoel nie. Wanneer jy tik, kan jy actually beheer. En jy kan kyk, jy kan 'n paar keer lees hoe jy dit gesê het, hoe jy dit bedoel het. Kom dit reg oor. Is dit dalk moontlik dat jy eerder net dit korter moet sê en dit moet oor laat staan vir nog 'n dag? Dit kom van die plek waar ons eers na ons stilte plek toe kan gaan. En deur gebed, aanbidding en deur in God se woord te wees, te vra vir 'n antwoord, voordat ons antwoord. Vra eerder, watter reaksie sal God die meeste eer, as hoe kan ek hierdie situasie wen, of myself beskerm? En dit kan selfs beteken dat jy 'n dag wag. Wag dalk net 'n dag. Sodat jy kan vra vir wysheid of hulp. Filippense 4 vers 6 en 7 sê, moet oor niks bekommer wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat jy nodig het van God, terwyl jy hom kan dank vir alles wat hy doen. En dan sê hy,
en God se vrede wat meer is as wat 'n mens kan dink. Ons weet nie eers hoe groot is God se vrede nie. Sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Ons eer God deur konflikte hanteer vanuit aanbidding, vriende. Ons eer God deur konflikte hanteer vanuit aanbidding. Dis wat Abraham gedoen het in hierdie oomblik. Die tweede ding wat ons merk van Abraham wat hy doen in hierdie gedeelte is, hy reageer uit verhouding, nie uit sy titel of uit sy reg wat hy het of uit wie hy dink hy is of ouderdom en al daai dinge, sy trots nie, hy reageer uit verhouding. Genesis 8 vers 9 sê Abraham het die saak met Lot bespreek en hierdie getwis tussen die veewagters moet einde kry, het hy gesê. Ons is tog familie en hy sê vir hom, kies jy. Hy sê, kies jy. Abraham het elke reg gehad om eers te kies. Ek wil jy moet dit sien vanoggend. Hy het elke reg gehad om eers te gee, maar hy het die verhouding, hy het sy reg prysgegee om die verhouding te hou. Abraham was ouer. Hy was op daai stadium so tussen 75 en 85. Lot was sy broer se kind en dit is soos Alexander vir oom Oets is, daar is 'n goeie 30 jaar se gap. Verstaan, so hy was so tussen 45 en 55 moontlik gewees. En so Lot was jonger gewees. Hy was die broer se kind gewees. Hy was nie eers in Abraham se direkte familie gewees nie, soos sy seun of wat ook al gewees nie. Hy was sy broer se seun gewees. Hy was jonger gewees. Die verbond het nie by Lot gelê nie, dit het by Abraham gelê. Hy het die volle reg gehad om vir hom te gesê het, vat jou goed en trek. Maar wat het hy gedoen? Hy sê vir hom, kies jy. As jy links gaan, gaan ek regs. En as jy regs gaan, sal ek links gaan. En as Lot regtig Abraham geëer het, sou hy vir hom gesê het, kies jy. Kies jy eerste. Jy is my oom en ek wil jou eer. Kies jy eerste, maar hy het nie. Hy het nie dit gedoen nie. En ons sien dat Abraham het nie daarop aangedring om reg te wees nie. Hy het gekies om regverdig te wees, om anders te leef, soos Jesus te leef, wat sê, ek sal nie jou sak net vir 1 kilometer dra nie, ek sal hom vir 2 kilometer dra. Ek gaan nie net my een wang draai nie, ek sal my ander wang draai. Dit is 'n anderste manier van lewe en dit is wat God ons roep. As ons praat van vredemakers, is dit nie ons bewaar net die vrede of ons vermy net die vrede of ons val altyd aan nie. Dit is ons maak vrede, vriende, want ons wil lewe soos Jesus gelewe het. En dit beteken om nie die waarheid te vermy nie, maar om eenheid en liefde hoër te stel as ons trots en beheer. En dis moeilik vir ons. Dis moeilik vir ons, veral vir ons Afrikaner kultuur. Dis moeilik vir ons, want in ons kultuur is ons geleer om onsself te beskerm. Ons is van kleins af geleer, beskerm jouself. Ons sit hoë mure op. Ons het maniere om onsself te beskerm, want ons moet. Dan beskerm ons onsself in konfrontasies ook. En die mees bekendste maniere hoe ons onsself beskerm in konflik, hier is hierdie aksies, is daar's twee maniere hoe ons konflik hanteer, is of ons ontvlug dit, ons vermy dit, ons hardloop net weg, of ons val aan. Ons probeer konflik vermy deur ontkenning, en ons sê net, nee, dis reg, shop. Ek weet nie of ek hierdie woord mag sê nie, maar harigheid. Dit was my en Michelle se ding in die begin van ons huwelik nou nog soms. Ons het al baie hard daarin gewerk, maar harigheid. Dit sê, ek wil nie nou met jou praat nie. Ek klim in my kar en ek ry. Ek loop weg in konfrontasies, in konflik. Ek vermy dit. Of dit sê, ons val mekaar aan. Ek wil probeer wen. Daar's aggressies. Ek hou punte. Daar's argumente en ek wil dit beheer. Ek wil hierdie een kort storie, Leon. Maak my tyd 'n bietjie meer. Kort storie. Vertel.
Dit was my verjaarsdag gewees, my verjaarsdag. So 'n paar jaar terug, was my verjaarsdag gewees en my skoonma reël dat ons by hulle gaan eet op 'n Sondag, burgers. Ek gaan vir enige burger X in. En so 'n maand en 'n half voor daai kuier het my hele skoonfamilie, ek bly my vrou sê nie. Ons gaan dalk ook moet uithaal. Maar het my hele skoonfamilie, hulle het 'n ding gekyk, Game Changers of iets. En vraggies almal het besluit hulle gaan nou vir 'n maand en 17 dae vegetarians wees. Of hulle wou verlanger, maar dit net vir so 'n maand en 17 dae gehou. Ons is all about the vleis, Leon, jy weet. En wragtig op hierdie burger eet, my verjaarsdag, is daar vegetarian patties. Nou ons het nie besluit om vegetarians te wees nie. Dit was nie ons is nie in nie. En so my skoonma het besluit sy koop nog 'n pakkie I&J patties. Nou ons weet wat is dit. Dis nie 'n patty nie. So ek was so ongelukkig want dit is my verjaarsdag. En dis my burgerbraai. En hoekom is die vegetarian patties? Dat ek was so kwaad vriende dat ek het in die kar geklim en ek het patties gaan koop. By Woolworths, ek het patties. Maar kan julle hoor, as ek terugdink en ek reflekteer op hierdie insident, en daar was obviously comments gewees toe ek terugkom en nou is die patties en wil jy nou nie. Hoor julle hoe dit is so klein, maar daar's 'n manier hoe ons optree. Ons het altyd, as ek terugdink, dan dink ek, hoekom kon ek dit nie net oorsien nie? Hoekom het ek so geregtelik gevoel dat ek in my kar moet klim en ander patties gaan koop? Hoor julle wat ons doen? En dis ek ook. Kan nie glo dis ek nie. Maar God roep ons vriende om vredemakers te wees. Vredemakers. Want as ons vrede maak, dan oorsien ons 'n oortreding. Spreuke 19 vers 11 sê, kan jy 'n oortreding oorsien? Dis klein, dis nie so groot nie. Kolossense 3 vers 13, kies vergifnis in plaas van om punte te hou teenoor mekaar. Vredemakers soek versoening, Matteus 5 vers 23 tot 24, waardeer die verhouding genoeg om dit te kan herstel. Ons soek maniere om te kan versoen. Vredemakers streef na oplossing deur gesprek, bemiddeling of wyse van raad deur mense en mik vir vrede, nie vir 'n oorwinning nie, want ons is eintlik eens op mekaar se kant. Vriende, ons speel na dieselfde kant toe. En so om God te verheerlik beteken dit dikwels om jou regte prys te gee in jou verhoudings, om jou verhouding te kan bewaar. Meningsverskille vra dit, is dit belangriker om reg te wees? Kan jy hierdie vraag vra? Is dit vir jou belangriker om reg te wees of om soos Christus te wees? En soos hy op te tree. En wanneer ons soos hy wil wees, dan vergewe ons eerste. En ek wil byvoeg, nie net eerste nie, maar ons vergewe vinnig. Kan ons vinnig vergewe? Kies nederigheid in jou toon en in jou woorde. Dis moeilik vir ons. Daai toon, hè? Ja, ek sal. Ek het jou gehoor. Ons toon, die manier hoe ons goed sê, spreek baie van hoe mense voel en hoe hulle dit voel in hulle harte. Laat gaan van klein oortredings, voordat dit groot word. Ek het 'n klein ding groot gemaak. En in huwelike of vriendskappe, wees bereid om die eerste stap te neem tot versoening. Kan jy eers versoen? Of laat lê hom vir nog so 4 dae? So 3 dae is genoeg in die huwelik. As jy 'n leier is vanoggend, wil ek vir jou vra, wees voorbeeldig deur spanning vinnig en uit genade op te los. Vinnig en uit genade. Romeine 12 vers 18 sê, sover dit vir julle moontlik is, moet julle goeie verhoudings handhaaf met alle mense. Ons eer God deur meer om te gee vir mense as ons eie trots. Kan jy hoor?
Ons gee meer om vir mense as ons eie trots. Die laaste ding wat ons merk van Abraham in hierdie gedeelte is, hy rus in God se soewereinheid. Hy het gaan rus in God se soewereinheid. En hy het hom vertrou met die uitkoms. Vers 11 tot 12 sê, Lot het die vrugbare land vir homself gekies. Ons sien hoe Lot het hierdie beautiful stuk land gekies. Dit beskryf hoe vrugbaar hierdie grond is wat hy gekies het. Soos Egipte, soos God se tuin. Dit is 'n vrugbare stuk grond en Lot kies hierdie stuk grond. En Abraham bly in Kanaan en hy vertrou God. Hy vertrou God. En nou sien hy hierdie verhaal hoe Lot eers gekies het, hy die vrugbare grond gekies. En later as jy die storie aanlees, dan sien jy hoe Lot opeindig in 'n grot. Met niks. Maar as jy die storie aanlees, dan sien jy waar Abraham opeindig. Abraham het God vertrou om te voorsien. Hy het nie gemanipuleer of beklei vir beter land nie. Hy het gaan rus vind in God se soewereinheid en hy het hom vertrou. En hoor gou, klink God se woorde nie ook vir jou gerusstellend en vol vrede na hierdie konflik nie? Maak jy jou oë toe, dan hoor jy hoe praat God met Lot, met Abraham, nadat Lot weg is. Hoor vers 14, dit sê, nadat Lot vertrek het, die konflik is nou verby, daar gaan die konflik. Sê die Here vir Abraham, kyk 'n bietjie rond, in alle rigtings, so ver as wat jy kan sien, die hele land wat jy sien, gaan ek vir jou en jou nageslag as permanente eiendom gee. Ek gaan vir jou soveel afstammelinge gee, dat hulle net soos die stof op die aarde nie getel kan word nie. Kom, trek nou kruis en dwars deur die land, want ek gee dit vir jou. Kan jy hoor? Daar's 'n soewereine God en Abraham het in daai soewereinheid gaan rus. Hy het gesê, Here, ek het nie die vrugbaarste grond nie, dalk nie die grootste stuk grond nie, dalk het ek 'n fout gemaak om hom eers te laat kies. Kyk hoe vrugbaar is daai grond, kyk al daai water. Maar ek rus in U, Here, en ek vertrou dat dit nou in U hande. En ons sien dat die hele ding verander het, soos wat jy verder lees. Kan ons God, ek wil hierdie sê, ons kan glo dat gehoorsaamheid, nederigheid en die pad van vrede nooit te verlies is in God se koninkryk nie. Miskien in die wêreld se oë, lyk dit asof jy bietjie soos 'n pansy is as jy nederig is, of God wil vertrou, maar in God se oë, kom daai ding terug na jou toe. Want God sien nie net wat mense sien nie, God sien verder as mens, en hy beloon jou vir jou nederigheid. Ons kan rus vind in God se soewereinheid. 1 Petrus 5, vers 5 en 7 sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. So werp julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. En so ek wil eindig. Hoe is hierdie woord van toepassing op my en jou vandag? Ek dink dit is 'n goeie vraag om te vra. Die vraag wat ons moet vra is, hoe eer ons God te midde van konflik en van konflikspanning? Hoe eer ons God te midde van konflikspanning, verhoudingsspanning, konflik, net nie lekker nie, wil nie dit face nie? Kan ek jou vra om vir 'n oomblik jou oë toe te maak? En ek is baie seker dat terwyl ek hierdie woord gebring het, ek het dit nie net vandag of vanoggend gevoel nie. Maar hierdie kom nou al 'n rukkie, ons as ouderlinge bid al 'n rukkie in hierdie woord en in hierdie reeks in. Want ons weet dat daar is baie van julle wat verhoudings moet face wat baie moeilik is vir jou. En so ek glo dat dit is, wanneer ek jou vra om nou aan iemand te dink of aan 'n situasie te dink wat vir jou baie uitdagend is, dalk is dit selfs jou huwelik, die persoon wat langs jou sit. Dalk is dit 'n broer of 'n suster, dalk is dit skoonfamilie, dalk is dit werksvernote,
Vriende, daar's net spanning. Dis moeilik. Kan ek jou vra om nou daaraan te dink? Jy wil nie hierdie mense sien in Desember nie. En hier is die prentjie wat ek sien, wat ek wil hê jy moet sien in jou gees. Ek sien 'n prentjie van hoe jy vandag se datum op daai konflik skryf. Ek sien 'n prentjie van hoe jy vandag se datum op daai spanning skryf, op daai konflik skryf, op daai persoon skryf. En hoe vandag die keerpunt is vir daardie verhouding. Dalk is dit al iets wat al baie jare is. Jy kon nog nooit op 'n plek kom waar jy vergewe, voor God sit, sê Here help my. Want dalk is jy nog bietjie kwaad vir God ook. So ek wil vir jou net 'n kort oomblik gee, waar jy nou bid, en hierdie verhouding voor God plaas. Hierdie boodskap sê, daar is 'n manier hoe jy God kan eer in hierdie verhouding. Daar is 'n manier hoe jy Abraham se voorbeeld kan volg. Ek wil jou vra om nou vir God te vra, om vir jou daai manier te gee. Al is dit net om vir daai persoon te begin bid. Voor ek oorgee vir Leon, wil ek graag vir jou bid. En ons gaan 'n oomblik maak aan die einde waar ons saam met jou gaan bid, maar ek wil vir jou vra dat as jy vanoggend hier sit en jy sien nie die lig aan die einde van hierdie tonnel in hierdie verhouding nie, jy sien nie die wenstreep nie. Jy sit vas in hierdie bos. Hy sê, bid net saam met my. Kan ek jou vra, wil jy nie net jou hand op jou hart sit? Jy hoef nie jou hand op te steek, op te staan, vorentoe te kom, niks nie. Ek wil jou vra, sit net jou hand op jou hart, want ek wil vir jou hart bid. Want dit begin tussen jou en God. Dis waar dit gaan begin. En ek ervaar, voordat ek bid, daar is van julle wat, jy's reg. Jy's reg. Jy was nie verkeerd nie. Hierdie situasie is aan jou gedoen. Jy het nie daarvoor gevra nie. Dit het net gebeur. En nou is daar 'n wrok. Ek wil vir jou ook bid. Ek wil vir jou sê, die Here weet. Hy weet. Sy oë sien waar mense nie sien nie. Here, U sien nou elke mens, elke persoon, wat deur oomblikke gaan, Here, waar verhoudings is moeilik. Dit is moeilik. Ek weet nie wat om te sê nie. Ek weet nie hoe om te reageer nie. Ek weet nie hoe om U te eer in hierdie verhouding nie. Ek vra, Here, dat hierdie datum vandag op hierdie verhouding sal geskryf word. Op hierdie mense sal, op hierdie situasie, op hierdie omstandighede, op hierdie spanning, Here, geskryf sal word. Dat die keerpunt is vandag. Want 'n God tree in hierdie situasie in. Die God van die hemel en die aarde, wat alles gemaak het, wat ons as mens gemaak het. U weet hoe ons werk, wat ons gedagtes is, waartoe ons gaan, hoe ons gaan besluit, en U beweeg in die kamer in, Here. En U sê, wanneer U in beweeg, dan verander die atmosfeer, want U Gees lei ons. En ek bid nou, Here, vir mense, wat hierdie goed gaan, Heilige Gees, mag U kom en versoening bring tussen paas en seuns. Dat U versoening sal bring tussen ma's en dogters, Here. Dat U versoening sal bring tussen families en skoonfamilies. Dat Desembervakansies wonderlik sal wees, Here. En ons nie by die huis moet bly omdat ons nie met mense oor die weg kan kom nie. Maar U gee, Here, vir ons die woord dat ons hierdie verhoudings kan hanteer.
dat ons vredemakers kan wees. En ek bid dit vanoggend in Jesus se naam.